Baie welkom by ons tweede Pinksterbid van 2025. Ons is besig met die seëninge van die Gees en dit is regtig waar my gebed ook dat die Heilige Gees jou sal seën met hierdie spesiale gawes. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat U vir ons die Gees gegee het. En ons wil bid, o Heilige Gees, dat U opnuut weer ons gedagtes, ons harte, ons lewens sal vul met U teenwoordigheid, sodat ons sal lewe tot U eer. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons kyk na Efesiërs hoofstuk 1, die eerste 13 verse, 14 verse, oor al die seëninge van die Gees. Vanaand wil ons kyk na 'n baie spesifieke gedeelte, vers 13 en 14, wat sê: In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos, en daarom moet ons sy grootheid prys. Ons praat vanaand oor die seëninge van die Gees, oor dat ons as die eiendom van God beseël is, en dat die Heilige Gees die waarborg is, dat ons nog veel meer gaan ontvang. Nou, aanlyn aankope is deesdae mos die inding. Oorals te sien jy die Checker 6060 wat jy tussen die kar en deurvleg, en daagliks sien jy hoe die koeriers oralse by huise mense se pakkies aflewer. En al die goeders wat jy so aanlyn koop, jy het eintlik net 'n prentjie gesien en jy het dit bestel, en nou kom die pakkie by jou by die huis aan, en jy hoop dat wanneer jy daai pakkie oopmaak, dat binne daai pakkie is presies dit wat jy bestel en voorbetaal het. En jy hoop ook dat ergens langs die pad daar nie in daai pakkie gepeter is, dat iemand dalk die pakkie oopgemaak het en van die goed omgeruil het, of dalk van die goed gesteel het nie. So wanneer die pakkie by jou by die huis aankom, dan jy so 'n bietjie gemoedsrus as jy sien, okay, dit lyk asof die seël, die tyd wat rondom dit is, dat daar nie 'n gekarring is nie, en dat wanneer jy dit oopmaak, dat jy daarom sal kry, dit wat jy bestel en betaal het. Nou hier in Efesiërs 1 vers 13 tot 14, gebruik Paulus 'n metafoor, as hy sê, die Heilige Gees het julle as eiendom van God beseël. Nou daai woordjie beseël is 'n snaakse woord vir ons, dalk in die Afrikaanse taal. Maar kom ek probeer dit vir julle verduidelik wat hy daarmee bedoel. Eerstens wil hy sê, dat die Heilige Gees is die stempel om te sê dat iets reg is. Nou, vir ons ouer geslag, ons onthou nog die dae, waar jy pakkie na die poskantoor toe gevat het, dan jy met breinpapier toegemaak, en dan het jy 'n touwtjie omgesit en mooi vasgeknoop, en dan het jy so 'n rooi kerswas so met 'n vuurtjie gesmelt op die knoop val. En wanneer die pakkie by die ander persoon aankom, dan kon hy sien of aan daardie knoop gepeter is, of daardie waks wat jy daarop gedrup het, nog heel is. Nou dit kom uit die dae eintlik van die konings, jare terug se konings. Wanneer hulle 'n dokument gestuur het, dan het hulle die dokument gevou, en dan het hulle ook kerswas gedrup op die vou waar die dele bymekaar kom, en dan met sy seelring die stempeltjie afgedruk op daai was. En wanneer die persone die dokument na uitgedra het, dan kon die ontvanger daarvan sien, is hierdie dokument reg? Is daar aan hierdie dokument gepeter? Want dan kyk hy na die stempel van die koning daarop. Nou, Paulus sê, hy sê die Heilige Gees is die waarmerk. Die waarmerk dat dit wat Jesus aan die kruis vir my en jou gedoen het, reg is. Jy hoef nie daaroor te twyfel. Of dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, dat hy volkome vir al my sondes betaal het, dat dit reg is. En ons kan net hierdie geskenk van Jesus aan die kruis in besit neem. Ons kan dit net glo wanneer die Heilige Gees in ons woon. Want die Heilige Gees maak ons hierdie goeie nuus glo. Sonder die Heilige Gees sou ons nie in staat wees om dit te glo nie. Dit is juist die Heilige Gees wat maak dat ek hierdie geskenk in besit neem. Maar tweedens ook dat die Heilige Gees wat in jou woon is ook die waarmerk dat jou Christenskap reg is. Dat jy nie maar net 'n naam Christen is nie, dat jy nie maar net iemand is wie se naam op die boeke van die kerk geskrywe is nie, maar
jy is nie 'n skyn-Christen nie. Jy is iemand wat werklikwaar onder beheer van die Heilige Gees lewe en daarom is jou Christenskap eg. Die Heilige Gees is daardie waarmerk dat jou Christenskap eg is wanneer jy onder sy beheer lewe soos iemand wat aan die Here behoort. En daarom kom die Heilige Gees en hy kom skaaf en vorm aan ons, want hy wil hê dat ons al hoe meer en meer die beeld van Jesus moet uitstraal. Dit is sy groot werk en laat ons dit maar vir mekaar sê, soms moet hy oortyd aan 'n mens werk om iets van Jesus in jou lewe sigbaar te maak. Maar die feit dat hy aan die werk is in jou lewe, dit is die waarmerk dat jou Christenskap eg is. Ja, langs die pad struikel en val ons 'n bietjie terug en moet ons weer opstaan en dan vat die Heilige Gees ons net verder. Want hy woon in ons en dis die waarmerk dat ons Christenskap eg is. Maar die Heilige Gees is ook die seël wat die teken is van eienaarskap. Nou, as jy nie 'n boer is nie, dan sal jy nie heeltemal verstaan nie, maar ouens wat weet van boerdery, weet dat boere hulle skape en hulle beeste brandmerk. Hulle is 'n yster wat hulle warm maak in die vuur met hulle letters of wat ook al op, en dan brand hulle dit in die vel van 'n dier in. En wanneer hierdie dier ergens rondloop, dan kan almal weet en sien hierdie bees of hierdie skaap behoort aan daardie boer. En selfs wanneer hy gesteel word, dan kan hulle sê, is nie joune nie, hierdie ene behoort aan daardie boer. Nou, en selfs in die ou dae, tyd van die Nuwe Testament, is slawe ook so gebrandmerk, ook met 'n warm yster. Die eienaar se stempel op hom gebrandmerk. En wanneer Paulus skryf in Galasiërs 6:17, dan sê hy, ek dra die littekens van Christus letterlik, soos wat hy mishandel en geslaan is. Hy sê, kyk dan maar, hy sien al hierdie merke. Dit wys dat ek aan Jesus behoort, soos wat ek mishandel is. So die Heilige Gees is die eiendomsmerk dat jy aan God behoort. Paulus skryf in 1 Korintiërs 6:20 as hy sê, julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. En selfs die doop is op 'n manier 'n teken van eienaarskap. Want onthou julle toe julle kinders ten doop gebring het, dat vir julle gesê is dat die doop is die teken en die seël. Die teken en die seël van die afwassing van ons sondes deur die bloed van Jesus Christus. Dit waarmerk ons dat Jesus se bloed vir hierdie kindjie ook aan die kruis gesort is. En nou kom Petrus en hy sê in 1 Petrus 1:18, julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer en goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus. Hy sê, die Heilige Gees kom waarborg dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, dat dit eg is. Hy het vir ons duur gekoop met sy bloed aan die kruis. En daarom kan 'n mens amper sê in ons taal, dat die Heilige Gees is amper iets soos 'n kwitansie. Ons verstaan iets meer van dit nie. 'n Kwitansie wat sê, dit wat ek gekoop het, dis wettig my eiendom, dit behoort aan my. En as jy wonder en sê, maar is dit regtig jou eiendom, dan haal ek hierdie kwitansie uit en sê, sien jy, hierdie artikel behoort aan my, want ek het daarvoor betaal. En dis wat die Heilige Gees kom doen. Hy sê, hy is 'n kwitansie dat Jesus ons gekoop het met sy bloed en baie duur daarvoor betaal het. En weet jy wat dit sê? Dat Jesus jou so hoog ag, dat hy jou so kosbaar ag, dat hy bereid was om die hoogste prys vir jou en vir my te betaal. Maar die Heilige Gees is ook die waarborg dat ons alles sal ontvang wat God beloof het en dat ons eendag volkome verlos sal word. Nou dit klink half 'n bietjie vreemd, eendag volkome verlos sal word. Maar dan moet jy onthou, Paulus gebruik hierdie woord van verlos op 3 verskillende maniere. Hy sê eerstens, ons is reeds op Golgotha verlos van die houvas wat die sonde en die Satan op ons lewens gehad het. Gaan lees maar Romeine 8:24. Ons is verlos aan die kruis in die verlede, volledig.
Maar hy sê ook in Romeine 7 vers 21 tot 25, dat ons elke dag verlos moet word van hierdie houvas wat sonde nog op ons lewens het, van hierdie invloede wat die wêreld op ons het en waar ons elke dag stoei. Ons moet elke dag die stryd aanloop met die krag van die Heilige Gees, om weerstand te bied teen die Satan, om weerstand te bied teen die versoeking, dat ons daarvan verlos kan word. Maar hy gebruik ook op 'n derde manier as hy praat van die finale verlossing wat vir ons wag. En hierdie finale verlossing vind plaas met die wederkoms. Want met die wederkoms gaan die Satan en die sonde in die wêreld nooit ooit weer enige houvas op ons kan hê nie. Nooit ooit weer probeer om ons te verlei in die sonde nie, want dan is hulle vir eens en vir altyd geskiedenis. Dan sal ons volkome onder die beheer net van God in die hemel. En daarom moet ons as gelowiges daarna uitsien. Ons moet bid en sê, Maranatha, kom te gou Jesus en kom verlos ons finaal van hierdie wêreld met al sy probleme en al sy verleidinge en al sy swaarkry. Kom te gou, laat ons saam met U kan wees. En ek wil nou vanaand vir jou sê, jy moet een ding onthou, die Heilige Gees is ten volle aan jou gegee. Die Heilige Gees woon met sy volle persoon in jou. Hy is die derde persoon van die drie-eenheid. Jy het nie net 'n stukkie van hom gekry en later kan jy dalk 'n bietjie meer van hom kry en later dalk nog 'n bietjie meer van hom kry nie. Hy woon met sy volle wese volkome in jou. Is nie jy wat meer van hom moet kry nie. Dis hy wat meer van jou moet kry. Hy moet meer van jou kry in die opsig dat jy moet toelaat dat hy meer beheer oor jou lewe neem. Meer beheer oor jou denke, oor jou woorde, oor jou optrede, dat hy dit volkome kan beheer wat in jou woon. En jy kan nie anders nie, want jy behoort mos nie meer aan jouself nie. Jy staan nie meer onder die gesag van die Satan en die wêreld en die sonde nie. Jy staan onder die gesag van Jesus Christus, wat jou met sy kosbare bloed gekoop het. Jy is die eiendomsvolk, die besitting van God. En hy het hoë verwagtings van jou en my. En daarom is die Heilige Gees vir ons gegee om ons al die geskenke wat God vir ons gee, in besit te neem. Maar die Heilige Gees is ook vir ons gegee om te lewe tot eer van God. En daarom sluit Paulus af, as hy sê, daarom moet ons God se grootheid prys, dat hy alles vir ons gegee het, onverdiend, net omdat hy ons lief het, net omdat hy dit vir ons wil gee. Dit is wat 'n mens genade noem, net omdat ons sy kinders is. Daarom moet ons sy grootheid prys. En mag hierdie tyd wat voorlê vir jou 'n geseënde tyd wees onder die beheer van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U Gees daar is, dat ons kan leef vanuit die krag van die Heilige Gees. Here, ons wil vanaand spesifiek vir ons land bid, want ons land is in 'n gemors. Here, ons sit met leiers wat agter afgode aanhardloop, agter geld en korrupsie aanhardloop, agter mag aanhardloop. Ons sit met mense in leiersposisies wat nie omgee vir die mense rondom hulle nie, wat nie daar is vir eie belang. Here, ons weet, as daar nie daadwerklike bekering plaasvind nie, gaan dit net slegter gaan in ons land. En daarom bid ons vir bekering van ons politieke leiers. Ons bid vir bekering van alle leiers in gesagsposisies. Maar ons bid ook vir bekering van gelowiges, om opnuut weer net terug te keer na U, daar waar ons dalk ergens langs die pad 'n bietjie op 'n afdwaalpaadjie was, sodat ons deur ons optrede, ons woorde herkenbaar sal wees as mense wat aan U behoort. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Mag julle baie geseënde aand hê. Lekker aand, totsiens.